Haar skepende hande het tot dusver 'n hele trop sagte speelgoed in die lewe geroep. En elke liewe een van hulle sal sommer vinnig met jou hart weghardloop. Melissa van Wyk se Noeniewil kunsfluitbedryf het intussen ook al uitgebrei en sluit handgemaakte leerhandsakke in. Willem het in Limpopo gaan kuier. Reeds op hoërskool soek haar hande die plesier van naald en gare op. Een van haar eerste skepings was juis 'n handsak. Maar voordat sy haar kreatiwiteit voltyds kon inspan, moes haar lewe eers 'n paar ander draaie loop. Melissa, jou hele storie het eintlik begin by een handsak. Vertel vir my 'n bietjie van hierdie handsak. Inderdaad, ek was in die hoërskool gewees en ek het begin met naaldwerk, klein goedjies regmaak, knope en later my eie klere begin regmaak as dit ook nie pas of so aan nie. En toe het ek maar net op 'n dag lus gekry om ietsie anders te doen. Ek het nie besef ek het eintlik so groot liefde daarvoor of gaan hê nie, maar toe het ek 'n furhandsak gemaak. Waar is daai furhandsak nou? Weggesteek vir jou ma gegee? Hy's weggesteek iewers op 'n geheime plek. Daar's gewoonlik 'n liggie wat afgaan waar jy besef soos okay, hier's nogals iets spesiaal wat ek kreatief kan doen. Wanneer was daai oomblik gewees? Daar was 'n tyd gewees wat ek 'n vriendin gehad het wat deur 'n baie moeilike tyd gegaan het. En sy het 'n pragtige huis gemaak en sy het 'n versameling van teddybere gehad. En ek het gewonder wat kan ek vir haar doen om haar vandag beter te laat voel. Sy was baie af. En ek het toe besluit om 'n teddybeer te maak. En die eerste een het my 3 dae lank gevat. En ek het hom vir myself gehou natuurlik. En die tweede een het uit 'n klein brilletjie aangehaat en 'n klein boekie en ek het dit vir haar gegee. Jy sê nou teddybeer, maar dit was eintlik 'n hasie gewees. Dit was eintlik 'n hasie, ja. Hoekom jy's 'n hasie? Ek is baie lief vir hasies, dis my gunsteling dier. En dit is ook waar die naam Noeniewil vandaan kom. My hasie se naam was nog altyd Noenies gewees. Noeniewil, vertel vir my 'n bietjie van Noeniewil. Noeniewil is my besigheid. Ek werk alleen. Dit is 'n een vrou besigheid. Dit is nou al 8 jaar wat ek vir Noeniewil aanpak. Waar het jou kliënte als vandaan gekom? So hierdie vriendin was saam met my in ons kerk gewees en natuurlik sy het vir die ander kerkvrouens gewys en hulle was toe almal so gaaf om dan ook by my te bestel. En ek is so dankbaar daarvoor want al was dit nie so mooi aan die begin nie, dis almal van hulle wat my opgebou het tot waar ek vandag is. En so is Noeniewil toe ontstaan. Inderdaad. Ek maak so hier by die 80 verskillende goed. As iemand vir my vra van 'n kinderstorie, miskien Liewe Heksie of so, ek het nou ongelukkig nou nog nie Liewe Heksie gemaak nie, maar ek sal sulke goedjies probeer. Ek is altyd oop vir nuwe goed. Daar's beeste, daar's perde, daar's 'n unicorn, daar is fietjies, daar is meerminne, en baie verskillende hasies. Melissa, ons sit nou in jou werkswinkel en hier's die mooiste poppies. Watter is daar 'n gunsteling? Ja, natuurlik, ons hou baie van Peter Rabbit, ek en sowel as my kliënte. So dit is deesdae nogal 'n gunsteling in die babakamers, maar so ook kinderpartytjies. En dis nou wat jy sê, die babakamers. Ek kyk baie keer sommer op my Instagram en ek weet nie hoekom kom daar die hele tyd babakamers op nie, maar daar's altyd 'n Peter Rabbit. Ja. Dis seker verskriklik lekker as jy een van jou poppe in so 'n kamer sien. Ja, dis baie lekker en dan sit ek natuurlik ook die babatjie se naam agter op die jassie. So dit maak hom persoonlik. Natuurlik. Dit voel na ongelooflike kwaliteit. Hy's eintlik swaarder as wat hy lyk. Ja, hy moet natuurlik aan regop sit. Ja. Hy kan nou nog nie opstaan en loop nie, maar ons sal daar ook kom. Een van die dae. Die kliënte se gunsteling op hierdie stadium is die perde. Baie van my kliënte het perde op die plaas en die kinders het natuurlik 'n gunsteling perd waarop hulle ry. So dan wil hulle nou natuurlik graag 'n replika hê van daardie perd waarop hulle ry. So dit is van kleure, elke merkie op die perd, 'n hartjie op sy voorkop, enige iets wat daai perd op sy lyf het, kan ek dan vir die kliënt so op die perd maak. Cora, dis seker verskriklik lekker. Het jy al ooit vir jou ma gesê, "Mamma, ek soek hierdie speelding, maak hom vir my"? Ja, om eerlik te wees, ek soek hulle almal. Maar jy het nou, ek weet hierdie enetjie, vertel my gou van die een wat jy op jou skoot het. Hierdie een op my skoot is die Nguni bees. Hy's my gunsteling want ek hou baie van sy kleurpalet. Was daar ooit 'n oomblik of 'n geleentheid gewees waar jy ook ingespan was om jou ma te help? Ek het al probeer, maar ek is regtig net so goed soos sy. Wat dink jy beteken hierdie poppe vir haar? Dis nie iets wat sy uit haar duim uitsuig, 'n feetjie verhaal nie. Dis 'n beskrywing van iets lewendigs wat bestaan wat vir iemand anders iets beteken.
Elke keer wanneer sy iets maak, is die visie om dit 'n bietjie verder te vat. Ek weet sy voor sy sê nie veel nie. Sy kyk my net, moet ek weer skil oogies maak dat jy kan begin lag. Sy kyk jou. Benewens haar rol as ma van 2 dogters, maak sy onder die vaandel van Noonieville ook leerhandsakke. Ek is baie lief vir 'n leerhandsak, soos elke ander vrou. Leer ruik natuurlik lekker en dit hou vir ewig. So ek het die kans gevat net om te speel en toe het ek begin daarmee ook. Want wat vir my verskriklik mooi is van jou handsakke is dit lyk verskriklik uniek asof daar nie 'n replika is noodwendig. Ja, dis elkeen maar 'n skepping op sy eie. Ek gebruik meestal op die stadium afvalstukke. So dit is nogal 'n storie om dit aan mekaar te sit. Dit vat gewoonlik 'n paar dae. Wat dink jou man en kinders van jou besigheid? Die kinders is natuurlik mal oor die poppe en ons oudste meisiekind is mal oor die handsakke en my man ondersteun my in alles wat ek doen. En ek weet hy maak die kos in die aande. Hy doen. As daar iemand is wat vanaand Kwela kyk en dink soos ja, dis iets wat ek nou graag eendag sal wil doen. Waar begin 'n mens? Almal sê altyd ek gaan wag totdat ek genoeg geld het om dit of dat te doen. Maar begin net iewers, al is dit net met wat jy het. Moenie 'n klomp geld gaan bestee en groot masjinerie aankoop nie. Begin veilig, begin klein, begin net en dit is al klaar die eerste stap. En wat geniet jy die meeste van Noonieville? Om die kliënt se reaksie te hoor. En dan so ook wanneer ons die pop reeds vir die kliënt gestuur het en hulle neem natuurlik daardie gelukkige kindergesiggie af met die pop in daardie foto's wat ek kry is vir my baie spesiaal. Elke steek van die hand en elke garing en detail vertel 'n storie. 'n Storie van iemand wat haar hart en haar werk stort en die vrugte daarvan pluk.